Heilige is die Here. Almagtig is hy. Ek kwam by die huis aan, ek is lekker uitgeput moe. En nou onze sonderskool lyk by die huis as hulle lyk daar besig is. En hulle het nou 'n spieël gekry wat ek nie weet waar het hulle hom opgetel. Maar die spieël is baie sterk. En hy staan so regop. En nou sit hulle 'n kussing hierbo op die spieël. En nou sit so uitgeput. En ek kom by die huis en ek gooi my. Ek hoor maar hy spieël. En Pastor Bosman en Oma Bosman is daar. En hulle word nou bang vir die bloed wat ons so spuit. Apostel sê, Oma, die vat daar so. Ek sê, nee, apostel. En hy sê, ga nou hospitaal toe vat. Ek sê, ek ga nie hospitaal toe nie. Heilige is die Here. En hulle word bekommerd van ek bloei te veel. En as Oma ook verduidelik, dan sê sy, maar ek het gehoor, hoe steek die ding jou? Heilige is die Here. Maar ek is nog steeds by die punt om by die konferensie uit te kom. Heilige is die Here. Die taxi wat ons moet gekom het, die woensdag aand word die taxi gerepossess. Die Here wat ons dien. Hy is almagtig. Hy is getrou. Hy is regverdig. Nou ek hou so van die atmosfeer. Die atmosfeer so geweldig is. En hier word gepraat van geloof as 'n vaste vertroue. Kyk, ons moet dinge release wat ons nog nie gerelease het. Heilige is die Here. Miskien hierdie naweek, as daar iemand wat nog geweet het, wat kan geloof maak? Iemand het seker nog nie besef die krag. Alles zo geloof, zo klein, zo verrotten. Zij kan werken, vasten, met een klein geloof. Heilige is die Here. Nou, apostel zei hier, dat als er die atmosfeer is, wat ons dingen moet spreken, wat ons dingen moet release, maar ik weet het. Onze jeugd in de dienst, ons is net zo vier. Ik ga nou naar die woord toe gaan. Heilige is die Here. Ik wil iemand zeggen, wat kan die Here doen? Geloofwaardig is die Here. Die jeugd is vier. En is bezig daar zo. En apostel maakt mij aan, kom ons gaan naar die jeugd toe. Dat ons gaan luisteren. Dat ons die kinders bijstaan. En die dienstleider zing die song. Julle moet nie twyfel wat die Here kan doen. Wat hy kan doen aan anders, sal hy doen vir jou. En daai koortjie van krag. Onze kraan het gebreek. Ek dink dis vir 2 maande wat ek besluit het ek loop voete. My kleinkind vra my, maar nou my auntie, jy is al so gewoond jy loop met kar. Jy ry met kar. Hoe loop jy dan nou? Ek sê, betekende, moet ons het sekerlijke dinge aanvaar. Betekende, moet ons het vrede maak, maar dat met omstandighede. En dan moet jy geloof het, dat die Here kan dinge verander. Jesus, heilige is die Here. En ek sê, as my seisoen, en ek gaan deur die seisoen, dis my proces, ek aanvaar. Ek wil nie weg wat die, ek wil kyk wat kan die Here. Ek sê, aan die gemeenskap het ons te veel druk. Van ons wil mense please. Dat kom ons by 'n punt. Daarom is daar so baie selfmoorde. Daarom kan ek nie my broer, my suster vertrou met my swakheid nie. Heilige is die Here. Die druk van die gemeenskap is te geweldig. Hosanna vir die Here. Almagtig is die Here. Getrou is hy.
Ons loof die Here. En ek verstaan nie hoekom van apostel die olie en die saf ons almal wat daar is. Hier so pas leven die aankry ek 'n voice note. En die man van die Here sê, as ook die man van die Here, ek ken nie die Here nie. Heilige is die Here. En hy sê, Chantel, ek hou nie van die manier hoe jy sukkel nie. Ek wil jou sommer albei mekaar gee. Heilige is die Here. 'n eenvoudige diens. 'n eenvoudige krag. 'n eenvoudige samen. Ja! Die Here! As die Here! As die eenvoudigheid! As die eenvoudigheid! Kan jy wat doen? En apostel sê nog nee, ons moedig nie 2 karre nie. Hy sê, ek gaan julle albei gee. Ons wil te veel die Here limit. Dat die Here besig is. Maar hier is die ingredient. Dien jy die Here. En dien hom in gees. En dien hom in waarheid. Jesus. Heilige is die Here. Ek weet het gesê, ek sal nog nooit aan die skandaal kom. En die boodskap wat hy met hierdie man stuur. Hy sê, pastor, moet nie hoog word nie, maar bly so humble. En hy sê, doen nie die dinge terwille van wat nie, maar net hoe sal die Here dien. Die man ken nie die Here nie. Hy ken nie die Here nie. Hy sê elke dag saam met ons sien. Maar die Here maak dinge los aan die atmosfeer. Hy breek vry. Die wat gebed is, maak hy los. Want hy is die grote God. Messias, ek het bid hom. Ek prys hom. Jesus. En hier kom Pastor Smiles. 'n boodskap wat ek lankal al gekry het in my kantoor in. Moet nie beweeg onder die glorie van die Here. En die gedagte kom by my op. Die glorie van die Here kan nie gekoop word nie. Die glorie van die Here word nie gesmous nie. Heilige is die Here. Van die jare terug het die Here my bedien en het my gesê, van 'n soort bekering stel hy in belang. Hy stel in belang in 'n bekering dat ons dit hier aanbreek, maar agter closed doors. Dat hier ons nie Here nie. Hy sê, ek soek my bekering, maar niemand ons sien nie. Dat wil jy nog steeds reg maak. Jy nog steeds vir my doen. Alles wat doen zwaar. En ek besef, dat die ware bekering. Wat jy alleen is. Waar niemand jou sien nie. Wat jy die Here alleenig is. Hy sê, ek stel nie belang aan 'n bekering. Dat ons voor die mense bekeer is. Maar as ons wegbeweeg, dan is ons die bekering. Dat is die glorie van die Here. Sy ingredient. Heilige is die Here. Almagtige is hy. Ons gaan naar die woord van die Here. Jesus. En my apostel vra my my boodskap te bedien. En ek skrik so. En ek sê myself, ek weet nie wat moet ek kom praat nie. Maar ek gaan die Here vertrou. Vir 'n woord. Heilige is die Here. Johannes 19 versie 31. En dat die liggame nie op die Sabbatdag aan die kruis sou bly nie. Aangesien dat die voorbereiding was van die dag van daardie Sabbat was groot.
het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en weggeneem moes word. Die soldate het toegekom en die bene van die eerste een gebreek en van die andere een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Heilige is die Here. En hy wat dit gesien het dit getuig. En sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat die waarheid spreek, dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sal word. Geen been van hom sal gebreek word nie. Heilige is die Here. Ons kan met familie. En machtig is die Here. Getrou is hy. Heilig is hy. En machtig is die Here koning. Ons aanbiding, ons eer. Hier voor Jesus gekruisig. Die enigste lot van die Israelieten. Maar daar was 'n woord wat gespreek was. Dat op die derde dag sal hy opstaan. Heilige is die Here. Jesus. En as ek hierdie begrafenis en die begrafplek van Jesus gelê word, kyk. En ek bestudeer hierdie ding so bietjie aan die gees in. Heilige is die Here. Jesus. Betekent die Here lank vir iemand 'n destinasie. En het is laat genoeg dat die vyand weet alreeds wat doen as hy oppad. En dan stel hy sy wagte aan. Die Bybel sê, hy moet opstaan. Die graf word verseël. As hy genoeg dat hulle klip voor die graf gesit het. Dit was nie genoeg dat hy verseël is nie. Ja, hulle sit die wagte voor die graf. Daar is baie dinge wat ons keer op ons oorwinning uit te kom. Jesus. Baie mense staan wag. Baie mense breek toe. Baie mense zijn ook vernietig. Baie afvak. En de derde dag. De derde dag. De derde dag. Zal je weer opstaan. Je zal opstaan. Je zal opstaan. Ik spreek het. Je zal hier opstaan. Baie keer sit ons in die kerken. Dan weet mensen niet met wat de pijn zit ons. Met wat de hartseer. Met wat de pet ons weg ons zit. En die vijand heeft gezegd, alles wat hij zal bouwen, zal hem breken. Maar die derde dag, ik heb een woord gegeven. Zo'n derde dag, als u zo wordt vannacht, als u zo dierbrak. Hij is hier. Mighty Redeemer. Ik versta nog niet. The way Jesus aan die wereld gekomen is. Het het niet zin gemaakt. Die dingen van die geest maakt geen zin. Hij
elements